Baie welkom by ons uitsending op hierdie dinsdagmiddag om 4:00. Dit is die 15de van die maand Tisri 5786 op die Hebreëse kalender, die 7de Oktober 2025. Ja, ons staan nou waarlik einde se kant toe. Oor 2 en 'n bietjie maande is dit alweer Kersfees en voor ons oë uitvee, dan is ons in die nuwe jaar 2026. Die Here is vir ons goed. Die Here is vir ons mooi, die Here is vir ons alles, want hy is ons alles in alles. Ons dank U, ons loof U, Abba Vader, dat U saam met ons is en dat U ons seën. Waarlik, die Here is vir ons goed. Ek is Joseph Francois Oberholzer van die Ministry of Reconciliation hier in Suid-Afrika. Ons is gevestig in Williersdorp in die Wes-Kaap. As U met ons kontak wil maak, ons verwelkom dit by 072-758-6742 of e-mail ons, natuurlik. Ons e-mailadres is info.ministry.reconciliation@gmail.com. Maar so van Oktober maand gepraat, voor ons by vandag se tema kom, die 7 Joodse feeste. Oktobermaand. C. Louis Leipold het ons 'n gedig geskryf oor Oktobermaand. Onthou u dit nog? Ja, dit verklap ook my ouderdom, maar dis wonderlik en mooi. Prys die Here. Oktobermaand deur C. Louis Leipold. Viooltjies in die voorhuis, viooltjies blou en rooi. Viooltjies oral op die veld en orals. Ai, so mooi. Dit is die maand Oktober, die mooiste maand. Dan is die dag so helder, so groen is elke aand. So blou en sonder wolke, die hemel heerlik bo. So blomtuin vol van kleure, die asfal ou Karoo. Dit is die maand Oktober, die varkblom is in bloei. Oor al die seekoei gate, in kafferskuil gegroei. Die koppies, kort gelede, nog soos 'n klip, so kaal, het nou verwelkom groetnis, hul mooiste voorgehaal. 'n Pragtige gedig. Ek hoop dit bring ou herinneringe weer terug na u toe. Maar ons gaan spesifiek kyk vandag na die 7 Joodse feeste. Kom geniet dit saam met my. Levitikus 23 vers 2. Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, die feestydde van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feestydde. Die 7 feeste van die Jode, soos ons dit kry in Levitikus 23. Hierdie feeste is nie net histories van aard nie, maar ook profeties. Al 7 hierdie feeste is in kronologiese volgorde gestel, met ander woorde, wat presies in volgorde moet gebeur. Die eerste 3 feeste is van toepassing op Jesus. Die 4de en die 5de feeste is van toepassing op die kerk, of in Grieks Ekklesia, of bruid van Jesus. Die 6de en 7de feeste is van toepassing op die Joodse nasie. Die eerste 4 feeste het reeds letterlik profeties in vervulling gekom in die Nuwe Testament. Die laaste 3 feeste sal dan ook letterlik profeties vervul word. Die eerste fees wat nou profeties vervul moet word, is die 5de, die Basuinfees, wat 'n tipe van die wegraping of wegvoering van die bruid van Jesus Christus, die komende bruidegom is. Die laaste 3 feeste, 5, 6 en 7, is dan ook bekend as wederkomsfeeste. Nou wat is hierdie 7 feeste? Die eerste een, ek noem dit net hier, is die Pasga of Paasfees, die kruisiging van Jesus. Die tweede fees, die fees van ongesuurde brode, die instelling van die nagmaal. Die derde fees, die fees van die eersteling gerf, die opstanding van Jesus. Die vierde fees, die fees van die werke, die uitstorting van die Heilige Gees. Al hierdie feeste tot
met nommer 4 het ons reeds gesê, het reeds in vervulling gekom. Die 5de fees, die basuinfees, die wegraping of wegvoering van die bruid. Nommer 6, die versoenfees, versoening vir die Joodse nasie. En dan die 7de fees is die loofhuttefees, die 1000-jarige vrederyk, waar ons saam met Jesus hier op aarde gaan regeer. Kom ons kyk na die feeste afsonderlik. Die eerste een is die Pasga of Paasfees. Ons lees Levitikus 23 vers 1 tot en met 5. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, die feestuie van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feestuie. 6 dae lank kan werk gedoen word, maar op die 7de dag is dit 'n dag van volkome rus, 'n heilige vierdag. Geen werk mag julle doen nie. Dit is 'n Sabbat van die Here in al julle woonplekke. Nou die 7de dag, die rusdag, is van sononder Vrydag aand tot en met sononder Saterdag aand. So Saterdag is dag 7 en Sondag is dus dag 1. Sondag is van sonsondergang op 'n Saterdag na sonsondergang op 'n Sondag. Dit is dan dag 1. Vers 4. Dit is die feestuie van die Here, die heilige 4 dae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd. In die eerste maand, op die 14de van die maand, teen die aand, is die Pasga van die Here. Op die Hebreëse kalender is die eerste maand dan ook die maand Nisan. Die Paasfees is op die 14de Nisan gevier. Die lam vir hierdie fees is reeds op die 1ste Nisan uitgesoek en vanaf die 11de tot die 13de deeglik ondersoek, so sê Eksodus 12 dan ook vir ons. Dit het vir Israel gedien as 'n herinnering aan die bevryding uit Egipte. Die viering daarvan is deur die Here deur wetgewing vasgestel. Eksodus 12 en 13, Levitikus 23, Numeri 28 en Deuteronomium 16. Die fees is in die aand gevier, maar die lam moes ongeveer 3 namiddag geslag word. Die 2 belangrikste elemente van die viering was die bestryking van die deurposte met die bloed van die lam tot versoening van die inwoners en die gemeenskaplike maaltyd, waarby die huisgenote rys gereed bymekaar gekom het vir die eet van die lam saam met bitterkrye en ongesuurde brode. Kan u vir Jesus raak sien in hierdie fees? Is dit nie wonderlik nie? Met die instelling van die Paasfees het God die eerste formele riglyne gelê waar volgens sy verlossingsplan vir die mensdom 1500 jaar later sy finale gestalte sou kry. En ons ken die naam van God se verlossingsplan, né? Dit is Jesus. Op Paasfees sterf Jesus aan die kruis van Golgotha en hy word die paaslam vir ons geslag, die volmaakte brandoffer, Jesus Christus, wie Here is en Here van my lewe. En ek glo ook so vir u wat hier luister. 1 Korintiërs 5 vers 7. Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons Paasfeeslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Jesus kom 3 dae voor die Paasfees in Jerusalem aan en vir 3 dae ondersoek die skrifgeleerdes en die fariseërs hom, net soos die Paaslam 3 dae lank deursoek moes word vir 'n vlek of 'n rimpel. Hulle kon niks teen Jesus kry nie. Johannes 18 vers 38. Pilatus sê vir hom, dit is vir Jesus, wat is die waarheid? En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en vra vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie, in Jesus nie. God het opdrag gegee dat daarvan die paaslam geen bene gebreek mag word nie.
Eksodus 12:46. In een huis moet dit geëet word. Jy mag niks van die vleis uit die huis buitentoe bring nie, en jy mag geen been daarvan breek nie. Net so is daar van ons paaslam Jesus ook geen bene gebreek nie. Psalm 34:21. Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Is 1000 jaar voor Christus geprofeteer hierdie gedeelte uit Psalm. Johannes 19 vers 33. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Vers 36. Want hierdie dinge het gebeur, dat die skrif vervul sou word, geen been van hom sal gebreek word nie. Die Jodese Paasfees word vervang deur Christus se kruisdood. Haal asem, die tweede fees, die fees van die ongesuurde brode. Levitikus 23:6. En op die 15de dag van hierdie maand is die fees van die ongesuurde brode van die Here. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Hierdie fees is verbind aan die Pasga, 'n fees van 7 dae. Dit is van die 15de tot die 21ste Nisan. Onthou nou weer, Nisan is die eerste maand op die Hebreëse kalender. Dit val saam met die begin van die garsoes. Voor die Paasdag moes alle suurdeeg uit die huis verwyder word, en tot op die 21ste Nisan moes slegs brood wat sonder suurdeeg gebak is, geëet word. Die Joodse fees van ongesuurde brode word vervang deur ons nagmaalseremonie, sy begrafnis, Jesus se begrafnis. Net soos die Jode van ouds op hulle knieë die huis deursoek het om elke krummel suurdeeg uit te gooi, moet ons ook ons lewens in die lig van die woord van God deursoek en van alle boosheid en ondeug reinig. Johannes 6:51. Ek is die lewende brood, dit is Jesus, né? Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid, en die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. 1 Korintiërs 11:23. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus, in die nag waarin hy verraai is, het hy brood geneem, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Die laaste versie daar is 1 Korintiërs 11:24. Johannes 12:24. Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. So van die nagmaal gepraat, ek en my huis, ons as gesin, dis ons keuse, ons dien die Here, soos wat Joshua ook daar vir ons in Joshua 24 vers 15 sê, wat my betref, ek en my huis sal die Here dien. Ons gebruik 2 keer op 'n dag die nagmaal, om onsself daaraan te herinner, wat het Jesus, die Paaslam, vir ons aan die kruis gedoen. Ek wil u aanmoedig, u gesin is vir die Here so baie belangrik, dat julle ten minste 1 keer op 'n dag by mekaar sal kom en Bybelstudie sal doen, en gebruik die nagmaal. Die nagmaal hoef nie net 1 keer elke 3 of 4 maande gebruik te word nie. Nee, die woord van die Here sê vir ons, ons moet dit gereeld doen. So ons as gesin doen dit 2 keer op 'n dag. In die oggende doen ons Bybelstudie, en in die aande sluit ons die dag af deur Bybelstudie te doen en weer die nagmaal te gebruik. Prys die Here. Dit bring ons dan nou by die derde fees, die fees van die eersteling gerf of beweegoffer. Omdat Israel 'n winterreënvalstreek is, vind die beweegoffer vir die eerste keer gedurende die lengtemaand Nisan plaas. Levitikus 23:10 spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, as julle in die land kom wat ek julle gee en sy opbrengs oes, moet julle die eerstelingsgerf van julle oes na die priester bring.
vers 11. En hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg, sodat julle welgevallig kan wees. Die dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg. Die Joodse Sabbat, wat ons nou ook gesê het, die 7de dag is die Vrydag aand tot en met die Saterdag aand. Die dag na die Sabbat, met ander woorde Sondag soos ons dit vandag ken, het Jesus uit die graf opgestaan. Hy was self die koringkorrel, Johannes 12 vers 24, wat in die grond moes val om weer op te kom en baie vrug te dra. Is dit nie 'n mooi beeld van Jesus se kruisdood en sy opstanding nie? Gaan lees gerus Lukas 24 vers 1 tot 12. Ons lees Johannes 20 vers 1. En op die eerste dag van die week, Sondag, kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. En u kan verder gaan lees tot en met vers 18. Jesus bring die eerste beweegoffer tydens opstanding en die koringkorrel wat in die grond geval het, het op hierdie Sondagmôre sy eerste vrug opgelewer. 'n Nuwe bedeling breek aan, van Sabbat na Sondag. Die beweegoffer vind altyd op 'n Sondag plaas. 1 Korintiërs 15:14. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs en vergeefs ook julle geloof. 1 Korintiërs 15 vers 20. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Vers 22. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Vers 23. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Johannes 20 vers 17. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Johannes 20 vers 27. Daarna sê hy, dit is Jesus vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Jesus het voordat hy deur 'n mens aangeraak was, opgevaar om voor God te waai as eersteling gerf. Die beweegoffer uit die dood, ons Here, ons Verlosser, Jesus Christus. Hierdie fees word in ons Sondagviering die eerste dag van die week verwesenlik. Ons behoort ook ons eersteling gerf, ons tiendes en offergawes na die huis van die Here te bring, sodat ons welgevallig kan wees by God. Ons beweeg ook op hierdie dag in aanbidding soos 'n koringaar voor ons koning. Dit is die rede hoekom ons op die Sondag kerk toe gaan. Prys die Here, hy is vir ons so goed. Dit bring ons by die 4de fees, die fees van die weke of Pinkster. Levitikus 23:16. Tot die dag na die 7de Sabbat moet julle 50 dae tel. Dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. Die 50ste dag na die kruisiging, weer 'n Sondag, 7 weke na die fees van die ongesuurde brode, is die fees van die weke, of soos dit vandag bekend staan, Pinksterfees. Dit was 'n eendagse fees waarop 2 brode, Israel en die kerk, as beweegoffer na die tempel gebring is, tesame met brand, spys en drankoffer, as ook 'n sonde en 'n dankoffer. Dit is ook genoem die fees van die oes. Later is die benaming Pinkster daarvoor gebruik, die Griekse woord vir die 50ste dag. Op die dag en datum dat die Jode in Jerusalem aangekom het om hierdie fees te vier, het God hierdie fees vervang deur die Pinkster uitstorting van die Heilige Gees. Op die 50ste dag na die uittog uit Egipte land kom Israel by Sinai aan, waar hulle die wet ontvang en 3000 sterf as gevolg van afgoderry. Dit is die wet van Moses natuurlik.
Op die 50ste dag van die kruisiging stort die Here se Heilige Gees uit en 3000 kom tot bekering. Dit is God se nuwe verbond, sy verbond van genade. Die wet word vervang deur die genade van die Here. Al 4 feeste in die eerste maand is dag en datum vervang in Christus. 40 dae na die kruisiging is Jesus hemel toe. 10 dae later op die 50ste dag word die Heilige Gees uitgestort. Daar bly dus net 3 van die 7 feeste oor. Die wat eerste baie later in die 7de maand van die Joodse kalender, dis gewoonlik September en dit oorvleuel Oktober, sal plaasvind. Ons kan dus verwag dat as die eerste 4 in vervulling in Christus gehad het, die laaste 3 ook dag en datum in Christus vervang gaan word. Na die Pinksterfees volg 4 maande. Die oesinsameling van die 4 maande is profeties van die kerkbedeling. Johannes 4:35 sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande, dat hulle al wit is vir die oes. Die laaste 3 feeste, die eerste een daar is natuurlik dan die 5de fees, die bassein van God, of dan ook die fees van die trompette. Dis waar ons dan ook die shofar blaas of die ramshoring. Hoor gou. Levitikus 23:24 Spreek met die kinders van Israel en sê, in die 7de maand op die 1ste van die maand moet dit vir julle 'n rusdag wees, 'n gedenkdag deur basseinklank, 'n heilige vierdag. Nou die 7de maand op die Hebreëse kalender is die maand van Tisri en ons is in hierdie maand, die maand van Tisri, die jaar 5786, waar ons dan ook September 23 en 24 die fees van die trompette gevier het. En ja, was dit nie 'n beroering oor al die geweldige klomp voorspellings wat sê dit is die wederkoms of die wegraping van Jesus. Dit het toe nooit gebeur nie, want die belangrikste ding wat ons hier moet onthou, die Here het sy feeste gegee, dag en datum. Hy het nie die wegraping of die tweede koms van Jesus op dag en datum gegee nie. Wat hy wel vir ons gee is, dat slegs God die Vader daardie dag en datum ken. Prys die Here daarvoor. Die 7de maand op die Hebreëse kalender is die einde van die oesseisoen en dit word ingelyf deur 'n heilige dag van basseinklank, die oes. En dit is dan ook daar waar die shofar geblaas word, die ramshoring geblaas word. Die oes is dus verby. Die dag is soos 'n Sabbat gevier as 'n rusdag en die 2 silwer trompette wat instaan vir al die eersgeborenes in die tempel is geblaas. Ons ken die fees ook as Rosh Hashanah. Hierdie fees spreek van 'n rusdag deur basseinklank. Dit is waar ons nou heiliglik op hierdie Dinsdag op die Hebreëse kalender is. Dis die 15de van die maand Tisri, die 7de van Oktober 2025. Die jaar op die Hebreëse kalender waarin ons nou is die jaar 5786. Hierdie fees het dus nog nie in vervulling gekom nie. Die 6de fees, Yom Kippur, Levitikus 23:27. Maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit die versoensdag. 'n heilige vierdag moet dit vir julle wees. Dan moet julle verootmoedig en aan die Here 'n vuuroffer bring. Levitikus 23:28. En op daardie selfde dag mag julle geen werk doen nie, want dit is 'n versoensdag om vir julle versoening te doen voor die aangesig van die Here, julle God. Ek het hierdie opname dan gedoen op donderdag, die 10de van die maand Tisri, versoensdag, en dit is 2 Oktober gewees. Prys die Here daarvoor. Die groot versoensdag
vir die Jode was die heiligste dag van die jaar op die 10de van die maand Tisri en die wet het streng bepalings oor die viering daarvan bevat. Hierdie fees geld egter net vir die Jode wanneer die Messias sal kom om die ongeregtigheid te versoen. Met ander woorde, Israel moet nog deur Jesus herstel word. Dit het nog nie gebeur nie. Die verwesentliking van hierdie groot versoendag kom wanneer die Here aan die einde van die groot verdrukking op die Olyfberg neerdaal om sy vyande te verpletter. Jood met God te versoen in hom met sy wederkoms en om sy 1000-jarige vrederyk te stig. Daardie dag en datum is nie aan ons bekend nie en dit sal ook nie aan ons bekend gemaak word nie, want slegs God weet daardie dag en datum. God is in beheer. Die laaste fees, fees nommer 7, die loofhuttefees of Sukkot. Die opdrag ten opsigte van die instelling van Sukkot is aan Israel gegee terwyl hulle 40 jaar lank in die songetuisterde Sinai-woestyn rondgeswerf het. Die hittefees was 'n vrolike fees wat ook die karakter van die oesfees gedra het. Dit het 7 dae geduur, vanaf die 15de tot die 21ste van die maand Tisri en moes dien om Israel gedurig aan die woestyntog te herinner en ook was dit 'n profetiese fees wat vorentoe gewys het na hulle ewige verblyf by God, met ander woorde God se vredesryk. Hierdie fees het met 'n rustdag begin en is voortgesit met daaglikse vuuroffers, feesmaaltye op die tempelterrein waarvan ook die slawe en vreemdelinge deelgeneem het. Sang en musiek is 'n baie belangrike deel van hierdie fees. Hierdie laaste 3 feeste, die 3 feeste van die 7de maand, die maand Tisri, word vandag in Israel genoem die fees van die Messias of anders gestel die wederkomsfeeste. Verstaan jy nou hoekom ons daar elke jaar hierdie tyd so bohaai oor die wegraping en die tweede koms van Jesus? Ag, ek doen 'n beroep op elkeen van u, moenie na die sulkes luister nie. Hulle is valse profete, want hulle weet nie waarvan hulle praat nie. Die Here het aan geen een van hulle 'n openbaring gegee of gaan aan enige iemand 'n openbaring gee wanneer die wegraping sal plaasvind en wanneer die tweede koms van ons Here en Verlosser Jesus Christus gaan wees nie. Al wat God in sy woord vra is, dat ons moet gereed wees vir daardie tyd. Dit is die 7 feeste. Ek wil afsluit deur die Joodse kalender in vergelyking bring met ons kalender vandag. Die eerste maand op die Joodse kalender is die maand Nisan, dit is Maart tot April. Die tweede maand, Iyar, is April tot Mei. Die derde maand, Sivan, is Mei tot Junie. Die vierde maand, Tammuz, Junie tot Julie. Die 5de maand, Aab, Julie tot Augustus. 6, Elul, Augustus tot September. 7, Tisri, September tot Oktober. Dis die tyd waarin ons nou is. 8ste maand is Heswan, is Oktober tot November. 9, Kislev, November tot Desember. 10, Tebeth, Desember tot Januarie. 11, Sebat, Januarie tot Februarie. Adar, Februarie tot Maart. Dit is die hele Joodse kalender in vergelyking met ons kalender. Ons gaan hier stop. Ek sluit af. Dit is wonderlik om al hierdie dinge te weet, want ons leef in die midde van God se openbaring en God se woord. Daar is 'n plek en daar is 'n tyd vir alles. En die Here is die bepaler van daardie alles. Al wat ek en jy kan doen is om biddend, smekend te wag op die tweede koms van ons Here en Verlosser Jesus Christus. En ek glo, voor daardie tweede koms, gaan daar 'n wegraping van die kerk van Jesus wees. Wees gereed, moenie luister na profete wat dink hulle weet nie. Prys die Here in Jesus se naam. Ja, amen. Tot volgende keer. Jesus en ons is lief vir elkeen van julle. Die Here seën julle en beskerm julle.
Die Here se gesig straal oor julle in sy liefde vir elkeen van ons. Tot volgende keer. Ja, amen.